Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Prof Koenig het dan duidelik aangetoon dat die Nuwe Testamentiese skrywers na Jesus en sy boodskap in die Ou Testament gesoek het en hom gekry het in die messiaanse profesie van die Ou Testament. Die vervulling van profesie het altyd baie aandag getrek en bepaald nie die minste nie die profesie wat in Jesus se lewe vervul is. Veral Matteus gaan uit sy pad uit om te toon hoeveel profesie in Jesus se geboorte en aardse bediening vervul is. Net in die eerste 4 hoofstukke behandel hy 6 van hierdie profesie. As ons vra hoe profesie in die toekoms vervul gaan word, is dit natuurlik vanselfsprekend dat ons sal kyk na die wat reeds vervul is. En daarmee kan juis Matteus ons baie help. Waarskynlik juis omdat hy Jode probeer oortuig het dat Jesus die verwagte Messias is, werk hy doelbewus met profesie uit die Ou Testament wat in Jesus vervul is. Kom ons kyk hoe hulle volgens Matteus vervul is en dan ook na 'n paar uithandelinge. Dit gaan hier om 2 vrae. Word profesie letterlik vervul en word 'n profesie net 1 keer vervul? Daar is mense wat baie sterk daarop staan dat profesie letterlik vervul word. Wat beteken dat 'n mens voor die tyd uit die profesie kan aflei hoe die vervulling sal lyk. Dit beteken dat ons uit profesie wat nog nie vervul is nie, presies kan aflei hoe dit sal gebeur. Ons kan as het ware vooraf 'n prentjie teken van hoe Jesus weer sal kom en presies wat dan alles sal gebeur. Hierdie mense teken dan ook inderdaad detail prentjies van hoe die toekoms sal lyk. Byvoorbeeld hoe die anti-kris sal optree, hoe die groot verdrukking sal verloop, hoe Christus tydens die 1000-jarige vrederyk vanuit Jerusalem oor die hele aarde sal regeer. Hulle uitgangspunt is dat dit duidelik in die Nuwe Testament blyk dat al die profesie oor Jesus letterlik vervul is. Daaruit lei hulle dan af dat dit ook sal gebeur met alle profesie wat nog vervul moet word. Hierdie standpunt dat profesie letterlik vervul word, het inderdaad bepaalde waarde. Die waarde is dat dit die sogenaamde vergeesteliging van profesie afwys. Reeds in die vroeë kerk was daar die oortuiging dat elke uitspraak in die Bybel eintlik meer as 1 betekenis het. Origenes van Alexandrië was oortuig dat daar in elke skrifgedagte 'n dieper geestelike betekenis is. Die letterlike betekenis is vir die ongeleerdes en dit is genoeg om hulle salig te laat word. Maar die gekultiveerde gelowige soek dieper en kry dan die geestelike of dieper betekenis. Eintlik het hy soms selfs 3 verskillende betekenisse onderskei: die letterlike, die morele en die geestelike betekenis. Hierdie beginsel is natuurlik oop vir subjektiwiteit. Elkeen kan dit dan volgens sy eie smaak interpreteer. Daar is immers nie duidelike reëls oor hoe 'n mens die geestelike betekenis sou kon vasstel nie. Ons het almal afgekom op die vreemde maniere wat sommige Christene het. En alles wat rooi is in die Ou Testament sal hulle byvoorbeeld die geestelike betekenis of die dieper betekenis van die kruis en die bloed van Jesus ontdek, soos die rooi tou van Rahab. Maar môre 'n bietjie meer hieroor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, soms klink u woord vir ons baie ingewikkeld en moeilik om te verstaan. En tog is dit nie eintlik so nie. Die boodskap is tog eenvoudig, 'n boodskap van liefde en genade. Dis maar ons as mens wat iets meer daar wil inlees, wat dit vir ons self so ingewikkeld maak. Help vir ons om die woord as die eenvoudige evangelie woord
te leer ken en te glo. In Jesus se naam. Amen.